Môre geliefde, welkom op hierdie pragtige maandagoggend. Vanoggend God se een woord opdrag. Iets waarmee ek en jy almal sukkel. En ek lees nou onlangs dat iemand sê 90% van die goed waaroor ons juis bekommer, kan ons niks aan doen nie of is onnodig, want dit sal nie gebeur nie. Daarom vanoggend bekommernis. Kom ons lees wat sê Jesus vir sy disippels in Lukas 12. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. En dan kom die Here en herinner ons vanmôre, dat die lewe baie, baie belangriker is, as kos, en die liggaam, baie belangriker is, as klere. Die 24ste vers sê die Here, hy sê, gaan kyk na die kraaie. Hulle saai en oes nie. Hulle het geen spens of skuur waarin hulle voorraad bære nie. En tog sorg God vir hulle. En dan sê hy vir ons, julle is baie waardevoller vir hom as enige voël. En ek dink dis dalk wat ek en jy in die begin van hierdie nuwe jaar vanmôre nodig het om weer te hoor. Want of ons dit nou wil weet of nie, laas jaar se bekommernis het saam die nuwe jaar ingeslyp. Ons bekommer ons oor die toekoms. Jy is dalk bekommerd oor die jaar. En weet jy wat doen bekommernis, geliefde? Hy bring depressie. Hy bring stres, hy bring angstigheid, en hy bring vrees. En al hierdie dinge is verlammend vir my en jou geestelike groei. En dan kom die Here en dan sê hy vir ons, jy moet nie bekommerd wees oor die goed waaroor jy bekommerd is nie, die eet, die drink, dit waaroor die wêreld so gespanne is nie. Jou hemelse Vader weet presies wat jy elke dag nodig het. Hy gee vir ons. En daarom gee hy vanmôre vir ons hierdie opdrag. Kom ons lees wat sê hy Matteus 6 vers 33. Hy sê, maak die koningsheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit. En dan sal God al hierdie ander dinge vir julle byvoeg. Kom plaas vanmôre weer jou geloof en jou hoop en jou bekommernis in die hand van die lewende God. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak, ken hom in al jou weë. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak, ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë, ken hom in al jou weë.
Here Jesus, vandag plaas ek my geloof in U. En ek gaan die dag geniet. Help my om dit so te doen, soos dit kom. Amen. Mag jy saam met my geliefde 'n wonderlike dag en week hê.